Goeiemôre, goeiemôre. Ons lag nou hierso want ons praat nou oor ons groepie. Noem een die ander een 'n sondaar, maar sommer nou grappies terwys. Ons gaan gou baie min sakkies, like 20, 5 kg sakkies. Op my post wat ek gemaak het, is Tanien Meismail se nommer. Hoe ons werk. Mense bel ons, WhatsApp, alles, soek mail. Jy kan gratis mail kry as jy dit nie kan bekostig nie. Moenie kanse vat. As jy kan, dan kry jy gratis mail. Want jy vat 'n ander arme se kos uit sy mond uit. Dan betaal jy vir die mail. Dan gee jy iets ekstra. Maar okay. Jy kan ook mail kry. So alle mense kan mail kry. Die prys werk so. Die gemiddelde ou, voordat ons nou mail gaan laai, die gemiddelde ou, en dit is gesondheidsmail, hy het sy kiem binne. Gaan nou vir julle wys wat gaan hier in die binne in die mail aan. Nou vir julle wys. Maar hoor gou. Die arm ou kry hom gratis. Hy gaan soek vir hom iemand wat dit vir hom kan poedel. Ons kan nie die koerier ook vir jou betaal nie. Ons gee dit vir jou gratis. So jy vat daai nommer, jy WhatsApp, jy soek gratis mail en jy reël jou poedel. Die gemiddelde salaristrekker, omdat dit gesondheidsmail hierdie is, ordentlike mail is, betaal tussen 80 en 100 rand. Stuur jy in en jy betaal jou poedel en jy bestel jou mail, want dit is goeie mail. Mense wat dit eet wil nooit weer ander winkelmeel eet. Jou ryk ou, jy wat self dink jy het geld en dit gaan met jou goed. Jy bestel ook vir jou mail, maar jy haal uit en wys. Jy betaal sommer 10.000 rand 'n sakkie, 20.000, 1 miljoen rand. Ek wag vir 'n ou wat 1 miljoen rand betaal. Jy kry 2 sakkies. Een hou ek sprei dit om goud. Okay, nou. Hierso. Daar's pastoor, advokaat, Skalk Strydom. Hy kom haal nou vir Kimberley mail. Ons gaan 40 laai, gaan na 'n sendingstasie toe en dan 20 na ander. Dit is die meelenaars. Môre. Goeiemôre, Roos. Hoe voel dit om meel te maal vir die Here? Baie goed. Dit voel baie goed en as jy vir die armes meel gee dan weet jy kan ook eet en dan hoef jy nie te worry of die armes nie kos het of nie. En ons doen dit uit liefde uit en ons doen dit vir die Here. Amen. Jy? Ek gaan net baie voor. Die Here het gesê, as ek dors was, het jy vir my iets gegee om te drink. Toe ek honger was, het jy vir my iets gegee om te eet. So met ander woorde, elke sakkie wat hier uitgaan, ek kry kom in 'n hoendervleis hier so van blydskap. Luister, hou gou. Ja. Ek kry ook baie keer hoendervleis as ek in Kentucky instap. Maar okay, praat maar. Okay, om terug te kom, so met ander woorde, elke sakkie wat hier verpak word en uitgaan, word vir Jesus gegee. So amen. So jy maal nie eintlik, daar's die openbaring. Jy maal nie vir arme mense. Nee, ek werk maal vir Jesus. Jy maal vir Jesus, want vir elkeen wat julle dit gedoen het julle dit aan my gedoen. Hierdie ou se bakkie ry nie vir arme mense nie. Dit ry vir Jesus. Yes. Hoe voel jy daaroor? Yes. As ek wragtig 'n beter kult ingooi, maar okay. Maar luister. Hoe gaan dit met jou? Wat sê jy oor al hierdie stories wat hulle praat? Maar jy ook meel? Nee. Met wat werk jy hier op Tanien? Krokodille. Verder geplaas. Nou krokodille, ek hoor is 'n goeie plaasbeskerming. Okay, moet niks verder sê nie, hoor. Dis daar Poppy Act en alles. Maar hier sê die advokaat, as ons op hierdie lig nou gaan sê, wat doen ons krokodille? Hulle is ook ons waghonde. En as jy naby kom, kan jy verslind word. Sal jy as 'n dief dan inkom en hy klim deur die krokodilhok waar ons hulle so agter die bosse rond sit en hy gryp my honde, dis my honde, my plat honde, gryp 'n ou en hulle verslind hom. Sal jy my in die hof uitkry? Wel, in die eerste plek neem ek aan, ek gaan hom onder die water invou, so ek eers die lijk kry. Dankie advokaat. So, maar jy dink jy sal in die hof 'n strydkans het? As die borde en goed alles in plek is, ja. Okay, advokaat asseblief, moenie seker diep goed kom uithaal nie. Hier sê ek op live vandag, hier's krokodille, moenie hier kom nie. Okay, kom bid saam met my, ons gaan nou, Here ons seën hierdie sakkies wat nou uitgaan. Here, môre laai ons ook Kaap toe. Here, ek wil nou bid, Kaap moet kry, Calvinia moet kry, en dan is daar 100 sakkies sper af Kaap toe. Mense moet my bel.
En Here, dat ons ook daai 100 sakkies in hande kry in Jesus naam. Amen. Die 100 sakkies Kaap toe. Wil ek vra, moet jy sponsor? Betaal in, kontak hy nommer, die Tanien WhatsApp nommer en sê, maak nie saak vir wie rooi is in die pad gee nie, wat hy sien is arm. Ek gee R100, ek gee R1000, ek gee R2000. Kaap toe, hoeveel? Teen 4.5 kilo se liter, gaan werk homself nou net uit. Deel 2000 kilometer in 4.5 kilometer en maal hom met 25 gekry die sonder bande. 14.000 rand se diesel wat ons gebruik. Okay. Evangelie is gratis. Die petrolpomp is nie gratis nie. Maar kom mense, julle kan nie so sit nie. Kan ons 'n bietjie kry? Ja, natuurlik. Nou kom ons loop. Ek loop so lank hier deur. Die lorries kom hierso. Die mielies word hier ingesit. Hulle trek hom hier op tot in die silo. En ek gaan nou vir julle wys hoe baie mielies het ons in die silo. Kom ek wys vir jou. Al die mielieboere, kyk gou. Hy kan 2:34 links vat. Hierdie silo 2:34 links. Ek klim. Kom ons kyk. Ek weet. En wat gaan aan? Hy's laasweek leeg. Wat se pype is daai? Ons berokingspype. Hulle gooi die pille daarin en dan styg hy op deur die ding in kalanderskinnie. Kyk hoe skoon is ons plek. Hierdie meelenaars is mense wat kan skoon. Nou kyk jy af op die meele. Daarso kom ek. Ek moet nie vuil mors nie. Ek moet nou net 'n kind gaan inseën. 'n Pragtige seentjie. En nou mors ek my vuil. Vanara hardloop hy daardeur. Hier skei hy goggetjies, eiertjies, goedjies waai uit. En hy sorteer en al die klippies. Daarbo is 'n magneet wat al die yster vat wat van die wat noem jy dit, die stroper afkom. Dan vat hy hom hier deur, hardloop hier op, gooi in. Dan gaan hy hier deur 'n krib. Ons gooi is goed mooi toe, voordat jy kan poef op hulle nie. Deur 'n krib met water. Alles organies. Hardloop hy daardeur, hier hardloop hy deur rollers, anderdag sal ek vir julle wys. En hier hardloop die grove meel, die doppies en die fynmeel uit. En hier is klomp grove meel in vir 'n aksie wat gaan plaasvind. Jy kan gerus betrokke raak. Ons gaan ook Transkei toe. Ons stop met hierdie binne in die lorry. Dan skep ek dit in die roomhuisbakke uit vir die mense. En terwyl ek uit bid ons sal vertel van Jesus se liefde en 'n aksie van 4 ton voed ons so 16.000 mense. 'n Bietjie meel en dan weet jy wat doen ons vertel almal van Jesus. Raak 'n bietjie betrokke en sponsor so hele ding. Daar's bestelling vir rooies, bestelling vir rooies. Hierdie man se goed is op datum. Mense, ons moet nou sakkies skryf vir die nuwe jaar. Dis groensakkies. Dis hoekom die grove meel staan daar in die dromme. Ons stuur my groensakkies, die sakkies kos heel wat baie geld. So, julle wat kan vir ons, asseblief. Hoekom vat jy so baie op 'n slag? Môre is jou rug seer, advokaat. Okay, kyk daarso. Ja, sê dankie. Kyk tot 'n vrou dra en ek staan met die selfoon, is dit nie swak nie. Maar okay. Grove meel sit ons nou ook in die sakkies, nou eintlik moet dit in die groensakkies kom, maar ons het die sakkies. So sakkie vertel jou van Jesus en agterop vertel hy dan ook hoe neem jy Jesus aan, die gebeds van Jesus. En daarom daar's 'n gebedsindel-nommer. So as jy so 'n sakkie sponsor jy die hele evangelie van Jesus aan mense. En daarom wil ek vir jou vra regtig raak betrokke. Jy kan net daar op Tanien Meismal se nommer sê as jy wil en dan kontak ek jou persoonlik as jy maandeliks wil betrokke raak. Mense, ons moet in lorry ry, al die goed in te doen. Ek wil net afsluit met 'n verhaal oor die omhulsel van die sakkie. Ja, so baie verhale, maar net vir jou so. Daar is die semels. Dit word weer gebruik vir die varkboerdery wat vir 30 sendelinge en 70 mense op 30 sendelinge en 40 studente wat studeer vir sendelinge. Sorg. So alles word gedoen. Daar staan die lorry as jy kyk. Ek wil wat is my hardloop en hy moet ook in stand gehou word. Nou kom ek vertel vir jou hierdie verhaal.
sien hier het werk as advokaat. Hy het gister ook 'n pastoor geraak, so kom hy nou dienste gesindheid het. Hy was 'n krokodilboer, maar hy het tog ook dienste gesindheid. Hy is eintlik af vandag. Maar kyk hy werk. Kyk hierdie ou is af, maar kyk hoe mal hy. Ag, nie mal hy nie. Hoe gee hy aan? Kom ek vertel julle gou iets oor die omhulsel van die sakkie. Oom Hans Blank, 'n sendeling. En oom Hans, as ek 'n bietjie vertel, sê maar. Hy reik uit Afrika toe en so vat hy van hierdie meel saam. En hy gee dit vir 'n Kavango man en naby die Caprivi wat glad nie kan lees en skryf nie. Maar hy verduidelik van wat is op die sakkie. En hy gee vir hom die meel en dan gat hy. 'n week of wat daarna kry hom Hans daar in die sendingveld 'n papwiel. Hier kom ry 'n ou aan en hier is dit die man. En hy het die sak toe die meel al uitgegooi, gaar gemaak, maar hy die sakkie. En ons vra, wat doen jy? Hy sê ek gaan van plek tot plek, village tot village. En daai kan nie lees en skryf, dan rol hy hierdie sakkietjie uit. Dis sy Bybel. Dan vertel hy hulle van hierdie sak. Sy hele evangelie is op hierdie sak. Mense bekeer want God is nie spytevol nie. Nou wil ek net vra 'n teoloog, en daar's niks fout as jy 'n teoloog is wat God dien nie. Mense wat so geplaas oor die regte naam van God, wat jy moet eet, wat jy nie moet drink nie, wat jy moet dit, wat jy nie moet dat nie, wat jy dit en hierdie ou ry met 'n omhulsel van 'n mieliemeelsak, van 'n mieliemeel, 'n sakkie en hy lei talle na God toe op 'n fiets wat hy gaan en vertel uit sy sakkie uit die evangelie. Hoe hy dit vertel, maak nie saak nie. Tia môre, tia môre, tia môre. Maar in elk geval hoe hy dit doen, maak nie saak nie. Hy verkondig die evangelie van Jesus Christus. Uit een. Wie was daardie persoon? En God sal weet, wat daardie mieliesakkie gesponsor het, wat 'n evangelis laat opstaan het, dat nou in Namibië se noorde en in Angola die evangelie verkondig. Dankie vir elkeen wat betrokke is. My nommer is 0827899550. Dankie vir almal wat deel was. Dankie Rupert. God seën jou. Dankie vir wat julle doen. Jy weet eers wie gaan dit eet nie. 'n Ou kindjie agter 'n tafel druk sy handjie en eet. Dankie dat jy dit wegvat. Dankie dat jy gelei het, hulle is 'n krokodilboer.